Ons gaan hopelik vandag 3 hoofstukke cover, ek's ambisieus. Nou, soos wat die volk nader beweeg aan inneem van die beloofde land, begin ons 'n bietjie 'n verskywing sien op verskeie vlakke. Kan almal my hoor? Ek is nou nie gewoond aan die ruimte nie, so kan almal daarso my hoor. OK. Behalwe oom Ferdi, maar ons weet van sy probleme. Ek het hier, kyk, as ons nou by Deuteronomium kom, gaan ons sien dat Deuteronomium onder andere groot gedeeltes van Deuteronomium is 'n tipe van 'n stelselmatige deurbeweeg van die 10 gebooie. So een van Moses se grootste toesprake, as mens dit so kan noem, is dan hoe hy, as hy dit nou mooi gaan afbreek, kan 'n mens al 'n lyn volg, dat hy begin by die eerste gebod en hy trek deur na die 10de gebod, en uit die gebooie uit vloei daar baie praktiese riglyne vir hoe jy nou prakties as in die geval van die oorspronklike lesers en aanhoorders van Deuteronomium, hoe hulle dan in die land as volk gaan funksioneer met die 10 gebooie as basis. En tot in 'n groot mate as mens Deuteronomium lees, groot gedeeltes, wel ek lees dit met 'n redelike glimlag op my gesig, want dit tref my net elke keer al hoe meer hoe idillies so 'n samelewing eintlik is. Hoe dit baie duidelik in dit, maar ek wil nou nie die hele Deuteronomium vooruitloop nie, maar dit is solank iets om vir julle om aan te dink. Maar as mens gaan kyk na die praktiese uitleef van die 10 gebooie in 'n sosiale social setting, in 'n sosiale omgewing, dan kom 'n mens agter dat dit is eintlik nogal 'n tipe van 'n samelewing wat jy wil hê. Jy wil nogal daar woon. Een van die dinge wat byvoorbeeld baie treffend is net hoe God se geduld en lankmoedigheid met die mens in sy diversiteit baie sterk na vore kom. Met diversiteit bedoel ek dat daar verskillende persoonlikhede, verskillende maniere van doen is en alles. Soos byvoorbeeld as die volk oorlog toe gaan, dat as 'n man 'n sagte man is, dat hy by die huis mag bly. Dit is nogal 'n baie treffende ding. So daar's mans wat nie so manlik is soos ander mans nie, en dan sal nou weer baie manlike mans en als, maar as 'n man dan 'n sagter man is en hy sê maar ek wil nie oorlog toe gaan nie, dan hoef hy nie te gaan nie. En dis baie mooi. En dan sal verskillende redes vir hoekom mans nie oorlog toe hoef te gaan nie en als, en dan byvoorbeeld een van die ander redes, dit was vir my ook 'n baie interessante ding gewees. So as 'n man pas getroud is, dan mag hy vir 'n jaar lank nie oorlog gaan nie. En wie van julle weet hoekom nie? Kan enigiemand dink hoekom 'n pas getroude man vir 'n jaar lank nie oorlog toe mag? Dink 'n bietjie meer basies as dit. Huis aan die gang kry? Nee, die rede is sodat hy sy vrou vreugde kan gee. Dis die rede. 'n pasgetroude man mag vir 'n jaar lank nie oorlog toe gaan nie, want hy moet by die huis bly om vir sy vrou vreugde te gee. OK, en dis bitter mooi, want wie op die einde van die dag daar is belangrik? Die vrou. So 'n pasgetroude man moet by die huis wees, en dit kan sekerlik beteken dat hy bietjie help om die skottelgoed te was, dit kan allerhande baie ander dinge beteken, maar dat God dan die vreugde van die pasgetroude vrou vooropstel en belangrik genoeg ag dat die man dan nie oorlog toe gaan nie, maar by die huis bly. So in Deuteronomium sien 'n mens dan al die baie mooi goed, maar dan later aan dat sien 'n mens dat daai selfde tipe diversiteit dan ook in God se uitspreek van sy oordeele in die geval van ongehoorsaamheid dan ook baie sterk na vore kom.
En dit sien mense dan byvoorbeeld daarin dat 'n sagte vrou sal so ver gaan soos om die nageboorte skelm te vat sodat sy dit kan eet. So dit is dan, as jy aan God ongehoorsaam is, dan gaan dit ook in jou diversiteit gaan dit baie, baie sleg gaan met jou. Soveel so dat die sagste vrou, die mees verfynde vrou, ietsie so verskriklik sal doen. En hier staan dit, in Deuteronomium 28 vers 56 en 57, die vertroetelde en verwende vrou by jou, wat van verwendheid en weekheid nooit probeer het om haar voetsool op die grond neer te sit nie. Okay, so haar oog sal die man wat sy lief het en haar seun en haar dogter skeef aankyk, ook haar nageboorte wat tussen haar voete uitgaan en haar kinders wat sy sal baar, want sy sal dit stilletjies eet by gebrek aan alles, in die belering en in die benoudheid, waarmee jou vyand jou in al die poorte benoud sal maak. Goed, nou dit is baie erg, maar dit is nou nie die gedeelte wat ek wil lees nie. Nou die hele punt wat ons nou in begin beweeg, en ons het laas keer het ons 'n bietjie van dit gesien, dat daar word, soos wat die volk meer volwasse word in hulle kennis van God, soos wat hulle meer gesien het van hoe God met hulle handel, kan 'n mens begin sien dat daar 'n tipe van 'n verwagting begin intree, dat die volk moet in wysheid begin optree. Hulle moet met God se openbaring aan hulle, in sy mees basiese vorm dan wie God is, en dan die 10 gebooie as riglyn vir 'n regverdige lewe. Met dit as basis kom hulle dan in situasies, en hulle moet dan volgens dit kan besluite neem. Onthou julle wat ons laas gesien het, hulle die Midianiete gaan aanval, en toe kom hulle terug met die klomp vrouens. Reg, nou is ons op die punt waar die uiteinde van so 'n tipe verkeerde besluitneming gaan dan in ons gedeelte redelik sterk na vore kom, maar die vers wat ek wil lees net voordat ons begin, om ons net 'n idee dan ook te gee weer eens van die karakter van God en sy regverdigheid, is hoofstuk 28 vers 63. En soos die Here oor julle bly was om aan julle goed te doen en julle te vermenigvuldig, en dit het ons gesien in die gedeeltes wat tot hier kom, die volk word 'n groot menigte, so sal die Here oor julle bly wees om julle tot nuut te maak en julle te verdelg. Okay, ons moet onthou dat ons het met God as regverdige, heilige God hier te doen, en dat ongehoorsaamheid aan God nie speletjies is nie, en dat hy met blydskap dan ook, hulle wat teen sy wil ingaan, hulle wat van beter weet en verbondsbreek met hom aan verbondsbreek skuldig is, dat dit hom vreugde verskaf, om hulle dan ook te vernietig. Hoekom? Want as iets onregverdig is, moet God in sy regverdigheid sy oordeel daaroor vel, en dit is dan ook goed en reg. En ons gaan baie van dit sien as ons DV Openbaring gaan behandel. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie vir u genade, dat u ons weer eens 'n geleentheid gee om hier by mekaar te wees. Baie dankie dat u is wie u is, en dat u in ewigheid sal wees wie u is, dat daar by u geen verandering is nie, maar dat u in u wese onveranderlik is, en dat ons dus ook mag weet hoe ons moet lewe om volgens u wil te lewe. Gee dat ons dan ook in wedergeboorte deur die krag van die Gees dit sal kan doen. Gee ons krag om teen die bose en ons eie sondige natuur en teen die wêreld met sy versoekinge te kan stry, en dat ons ook in wysheid sal optree, dat ons sal leer uit ons lewens en uit die lewens van ander, en dat ons ook sal onthou dat dit wat ons voorop moet stel is gehoorsaamheid aan u, en ons voortgesette reistog na die ewige lewe by u, waar ons ook dan die beloofde land van die ewige lewe gaan ontvang in ewigheid. Gee dat ons nooit perspektief daarop sal verloor nie, en dat ons ook niemand sal belemmer om dit te kan bereik nie. Ons bid hierdie dinge in Christus naam alleen. Amen. Reg, nie openbaring nie, Numeri, sien ek's nog by gisteraand se openbaring. Numeri 32 is weer eens 'n hoofstuk wat op die oog af, as jy hom lees, is dit 'n
baie eenvoudige hoofstuk, is baie maklik om vinnig oor om te lees, en maar net te dink, dit is nou 'n interessante stukkie geskiedenis, maar as 'n mens mooi gaan kyk wat in hierdie hoofstuk gebeur, dan sal 'n mens sien dat hier weer eens, soos wat ons laas gesien het, baie belangrike beginsels is wat hier na vore kom. Nou, die mees pertinente Nuwe Testamentiese parallel waaraan ek nou so uit die wysheid kan dink is Hebreërs 10 vers 25. Ek sal dit net gou lees, jy hoef nie te soek nie. En laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Die dag natuurlik dan is die dag van die wederkoms van Christus, en dit is dan ook die dag waarin Christus dan die ewige lewe in die vorm van die hiernamaals met die nuwe hemel en die nuwe aarde gaan inwy. Reg, so daar is dus 'n beginsel waar 'n mens op 'n punt kan kom waar jy kan sê, as iemand die byeenkomste versuim, met natuurlik dan die erediensbyeenkoms van die kerk van Christus, soos geroep deur 'n wettige kerkraad, is dan die byeenkoms wat voorop staan, die belangrikste byeenkoms, en 'n versuiming van daardie byeenkoms het dan 'n baie belangrike impak, en die impak is deels dan ook natuurlik dat 'n mens die ewige lewe, die beloofde land van die ewige lewe, die nuwe hemel en die nuwe aarde, dan kan verloor. En in daardie lig dan is dit belangrik dat ons op mekaar let en dat ons mekaar vermaan dat 'n mens hierdie byeenkomste moet bywoon, en die rede dan ook is Christus kom weer, en nadat hy gekom het, gaan daar een van twee plekke wees, dit is die hel, God se ewige oordeel, of dan die hemel waar mens in God se teenwoordigheid is, maar dan natuurlik om net van die hemel te praat is verkeerd, hemel op aarde, en die aarde dan natuurlik die nuut gemaakte aarde. Goed, nou met 'n lang ompad kom ons dus dan by hoofstuk 32, en dit is die stamme van Reuben en Gad wat hulle erfdeel oor kan die Jordaan ontvang. So ek gaan net vir ons lees tot by so hierso in die middel van die 10 verse. En die kinders van Reuben en die kinders van Gad het baie vee gehad, 'n groot menigte, en toe hulle die land van Jaeser en die land van Gilead bekyk het, vind hulle uit dat die plek 'n plek vir vee was. So in hierdie vers het mense nou al klaar 'n probleem, want hierdie volk is op pad beloofde land toe. So hoekom dwaal hierdie ouens se oë? As jy 'n land beloof is van melk en honing, waar daar absolute oorvloed van alles is, hoekom is hierdie ouens besig om rond te kyk vir groen weivelde, wanneer hulle nog nie eers in die groen weiveld is nie? Reg, en dan saam met dit natuurlik is die baie interessante stelling dat hulle baie vee gehad het, en dit bring ons terug by wat ek 'n paar keer gelede gesê het, hoekom het hierdie klomp kwartels gesoek terwyl hulle so baie vee het? Hoekom het hulle gekla dat hulle nie vleis het nie? Dis nogal 'n interessante vraag. Ek is oortuig daarvan dat hulle op hierdie punt al reeds 'n nalatenis van Egipte gehad het, waar in Egipte dan natuurlik waar daar verafgoding was van vee. Reg, sodat hulle dan gesê het, ons wil nie die vee eet nie. Ons het vleis, maar ons kan nie hierdie vleis eet nie, so ons het nie vleis nie. Nou dit is, mense kan baie daaroor debatteer, maar dit is nou net hoe ek die ding insien, maar ek is nog steeds besig om daar te dink. Maar lang storie kort, hierdie ouens is besig om te kyk na 'n land, en hulle vind dat dit 'n plek vir vee is, en hulle het baie vee, so nou maak hulle 'n logiese konklusie, en hulle sê, wel, hierdie is 'n goeie plek, ons kan hier bly, en dis interessant, as 'n mens bietjie die kommentare lees, die ouens wat in die geografiese ligging van hierdie area aangaan, dit is nog steeds 'n verskriklike mooi area. Reg,
So, hulle het 'n baie mooi plek gesien en dit het vir hulle beter gelyk as wat hulle gedink het die beloofde land kan wees, kan 'n mens aflei. Nou kom ons by vers 2, daarop het die kinders van Gad en die kinders van Reuben gekom en met Moses en die priester Eleazar en met die owerstes van die vergadering gespreek en gesê, Atarot en Dibon en Jaeser en Nimra en Hesbon en Eleale en Sebam en Nebo en Beon, die land wat die Here voor die vergadering van Israel uit verower het, is 'n land vir vee en u dienaars het vee. Goed, so hierso sien mense in die vers dat hulle dan, soos wat ons ook later sal sien, 'n baie deeglike geografiese bewustheid het. Hulle ken die land, hulle het hulle verkenning van die land gedoen, as mense dit so kan sê. En mense kan maar net dink daar was sekerlik 'n vergadering of twee voordat hulle na Moses en Eleazar en die oudstes toe gegaan het. En hulle het tot in 'n mate, kan 'n mens hierso aflei, het hulle grense gaan bepaal van die land wat hulle graag sou wou hê. So nou sien 'n mens hierso weer eens beginsels na vore kom wat ons later gaan sien, wat eintlik die hele ding vooruitloop, want God het gesê hy gaan vir hulle die beloofde land gee. So nou is jy weer eens in die probleemsituasie dat hierdie ouens het nou 'n tipe van verkenning gaan doen, en hierdie verkenning is problematies in die lig van Numeri 13 en 14, waar hulle oorspronklik nie bereid was om op die in gehoorsaamheid aan God se opdrag verkenning te gaan doen nie, doen hulle hierso uit hulle eie uitverkenning. Verstaan, so nou sien 'n mens dat hierdie twee goed word so half teen mekaar gestel, en ons gaan nou sien dat dit baie relevant is. Nou sê hulle, die Here het die land van Israel verower, en dit is 'n land vir vee, en dan sê hulle, en ons het vee. So, logiese konklusie, ons het die land gesien, ons het vee, nou vra ons julle toestemming om in die land in te gaan. Maar Moses het die kinders van Gad en die kinders van Reuben geantwoord, sal julle broers oorlog toe trek en wil julle hier bly? So hy sê, wil julle nou, voordat die regte werk begin, voordat die gehoorsaamheid aan God se opdrag nou werklik tot volvoering kan kom, wil julle nou maar net hierso nou lekker bly? Verstaan, wil julle die maaltyd eet sonder om die tafel te dek en die kos voor te berei, tipe van ding. En dan sê Moses, en hier kom nou die wysheidsbeginsel in, so hier's 'n problematiese situasie. Moses sê dan dit wat logies is, maar God het klaar vir ons 'n opdrag gegee, en daar's sekere dinge wat moet gebeur, en nou wil julle dit nie doen nie. En nou kom ons by die punt waar Moses dan in wysheid begin praat, en hy sê, waarom tog wil julle die hart van die kinders van Israel daarvan afkerig maak, om deur te trek in die land wat die Here aan hulle gegee het? So, in kort sê hy, wat 'n voorbeeld stel ons as julle hierdie land vat? As julle nou hierdie land kan vat, sonder om oorlog te voer en die beloofde land in te neem, wat van die ander stamme? Wat as hulle nou sê, maar hierdie is ook 'n mooi plek, en ons sal ook hier bly? Wat is dan die noodwendige uiteinde? Die noodwendige uiteinde is dat ons dan, en ons gaan dit nou sien, tegnies terug is by Numeri 13 en 14, waar die volk as gevolg van 'n omstandigheid nie die beloofde land gaan inneem nie. 13 en 14 was dit omdat 10 van die verkenners almal bang gepraat het, en toe gaan hulle mal. Dit voel al soos 'n jaar terug, julle, die Numeri hou ons behoorlik besig. En hulle gaan nie in die land in nie, en hulle doen nie wat hulle moet doen nie. Maar nou sê Moses, wat gaan nou hier aan? En dan sê hy in vers 8, so het julle vaders gedoen, toe ek hulle van Kades Barnea afgestuur het om die land te bekyk. Toe hulle by die Dal Eskol opgetrek, tot by die Dal Eskol opgetrek en die land bekyk het hulle die hart van die kinders van Israel afkerig gemaak om in die land in te trek wat die Here aan hulle gegee het. Daarom het die toorn van die Here dieselfde dag ontvlam, en hy het gesweer en gesê, waarlik geen een van die manne wat uit Egipte opgetrek het van 20 jaar oud en daarbo, sal die land sien wat ek aan Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het nie, want hulle het nie volhard om my te volg nie. Behalwe Kaleb, die seun van Jefune, die Kenesiet, en Joshua, die seun van Nun, want hulle het volhard om die Here te volg. En die toorn van die Here het teen Israel ontvlam, en hy het hulle 40 jaar lank in die woestyn laat rondswerwe, totdat die hele geslag verteer was wat kwaad gedoen het in die oë van die Here. En kyk, julle het opgestaan in die plek van julle vaders, 'n egte kroos van sondige mense, om die toorngloed van die Here teen Israel nog te vermeerder. As julle van hom afvallig word, sal hy julle nog langer in die woestyn laat bly, en julle sal hierdie volk te gronde laat gaan. Okay, en dit is nou Moses wat sê, ons het hierdie situasie al van tevore gesien.
wanneer jy afwyk van God se gebaande weg, is God nie tevrede nie, dan gaan dit nie goed met jou nie. En bo en behalwe dit, nou praat hy hierso van die volk te gronde laat gaan. Nou hoekom is die volk nou hier in 'n situasie anders as Numeri 13 en 14 waar hulle nou werklik te gronde gaan? Want die situasie is reeds so dat hulle is nou op die punt om die beloofde land in te neem. As die tweede generasie nou nie geleer het uit die eerste generasie se foute nie, wat bly dan oor? En as hulle nou weer in die wildernis ingaan, wat dan? Want die hele situasie wat hier gebeur met die tabernakel en half die beweegbare leerorde van die volk van God hier op aarde, dit is nie die uiteinde nie, dis nie die situasie waar jy wil wees nie. Onthou julle toe ons van die hiernamaals gepraat het, nou is nog nie die uiteinde nie. Vir iemand wat nou sterf om hemel toe te gaan, dit is nie die einde nie. In die hemel wag hulle ook vir Christus se wederkoms, sodat ons op die nuwe aarde met die hemel wat neergedaal het op die aarde kan wees in ewigheid. So, jy weet, dit is nog nie die ideaal nie. So, as jy nou nie die beloofde land wil ingaan nie, en jy het klaar gesien wat gebeur met mense wat nie die beloofde land wil ingaan nie, terwyl dit aan hulle beloof is, wat bly vir jou oor? Moet daar nou nog 'n generasie in die woestyn doodgaan, en die volgende generasie weer by die grense van die land kom, en weer, wat is dit volgende keer? Nou is dit vee en 'n baie mooi landskap. Vorige keer was dit vrees, wat is nou volgende keer? Verstaan, so, hierdie is die maak of breekpunt. As hulle nie nou in die beloofde land ingaan nie, dan is dit verby met die volk. En bo en behalwe dit, Moses staan ook op die einde van sy werk. Moses se werk is for all intents and purposes voltooi. Hier word al hoe meer gepraat van Eleazar, hier word al hoe meer gepraat van die oudstes en die priesters. Die volk moet nou na die afsterf van Moses baie in 'n plek ingaan waar die priesterampt voorop gaan staan. Moses as middelaar is 'n eenmalige figuur. Hy is die figuur wat die volk uit die wildernis uit moet lei. Joshua is nie die figuur wat die volk in die wildernis moet hou nie. So kan 'n mens aanhou. Hulle moet nou in die beloofde land in. En nou kom die klomp en Moses sê, dit lyk vir my nie, julle het enige lesse hier geleer nie. Want nou is ons weer in dieselfde situasie. En die hele punt waaroor dit draai, gaan eintlik daaroor dat hulle die oorlog wil ontduik. Dat dit lyk asof hulle die oorlog wil ontduik. Want dit is baie duidelik vir die volk gemaak dat hulle gaan hierdie 5 nasies moet oorwin. Hulle gaan hierdie 5 nasies moet uitdryf. Onthou wat ons laas ook gesê het, dat daar 'n verskil tussen die oorlog wat die volk gaan moet voer in die beloofde land en die oorlog wat hulle moet voer oor die algemeen. Daar's verskillende reëls vir hierdie 2 tipes van oorlog. So hulle weet, hier kom nou oorlog. En nou sê Moses, en dis redelik logies, wel, as dit vir enigiemand gaan lyk asof hulle lekker kan bly in 'n lekker land, waar hulle immediate needs, dit wat hulle onmiddellik nodig het, kan bevredig word, hoekom op aarde sal jy gaan oorlog maak? Dis logies, né? Ek dink enige iemand van ons sou so gereageer het. As jy dit kan vermy, dan vermy jy dit. So dis die situasie wat hier gebeur. En dan speel die hele ding af dat hulle sê, ons sal gaan oorlog maak. Ons sal oortrek. Maar nou intussen sê hulle dat hulle gaan krale bou, hulle gaan stede bou, hulle gaan allerhande tipe van dinge doen. Nou die vraag wat ek altyd vra is, hoe lank gaan dit nou vat? En dan los hulle nou hulle vrouens en hulle kinders agter, en dan trek hulle oor die Jordaan, en hulle gaan baklei nou, daar in die beloofde land. Wat weer eens 'n baie onpraktiese, snaakse situasie skep, né? Want nou, wat ek altyd wonder is, okay, nou as jy die mans wat kan veg, moet oortrek, en hulle moet gaan oorlog maak in die beloofde land. Maar die vrouens, en die kinders, en die vee, en die mans wat nie kan nie veg nie, bly nou hier agter, so hulle is redelik onbeskermd. So dit is net die hele situasie
veroorsaak net hierdie ongemaklike tipe van opset, as jy daaraan begin dink. Ek wonder mense, hoe lank gaan die manne daar weg wees? En soos wat ons nou gelees het, 'n man is veronderstel om vir meer as 'n jaar sy vrou gelukkig te maak. Maar nou is die manne daar besig om oorlog te voer, en die hele idee van oorlog voer is tog moet jy kan oorlog voer en terugkom huis toe, soos wat ons ook laas met die Midianiete gesien het. Het is nogal belangrik dat jy terugkom huis toe, nadat jy oorlog gevoer het. Reg. Nou is daai hele situasie is omvergewerp. So nou kom mense op 'n punt waar jy begin sê, goed, nou wat van die vooruitgang van die volke? Wat van daar sit al hoe meer vrae, en dit is tipies wat gebeur as mens nou wegbeweeg van die gebaande weg af, dan word jou vrae en die moeilikheid in jou situasie word al hoe meer en meer en meer. En dit is wat hier gebeur. Waar ideaal moes hulle net vir Moses gesê het, goed, ons hoor jou, dit was 'n fout, dit was 'n redenasiefout, ons gaan almal saam oor. So, myns insiens bly hierdie twee stamme, en dan later sien 'n mens, daar kom nog die halwe stam van Manasse by, sal nou, as ek onthou iets daaroor sê, maar dat hierdie hele situasie bly 'n situasie wat nooit ideaal is nie. Dit bly 'n problematiese situasie, later ook, ja. Maar het die Here nie deur Moses vroeër al gesê dat die twee stamme moet aan die ooste kant van die Jordaan wees en die ander moet in die land wees? Dit was 'n bepaling. Dat is nie die ouens wat nou maar sien nie, dis lekker land wees nie. Tannie is moontlik reg, as Tannie net vir my dit kan gaan kyk, dan kan ons net dit gaan opvolg. Maar ek werk met dit wat in die teks hierson nou na vore kom. So dit kan wees, maar ek sal graag wil sien net wat die motivering daarvoor dan ook is. Maar dit wat hier in die teks baie duidelik word, is dat Moses hulle vermaan, en dat jy hierso in 'n situasie ontaard wat nie ideaal is nie. So selfs al het God dit dan so bepaal vroeër, daar lê 'n klokkie by my, maar ons sal moet gaan kyk. Sal Tannie vir my gaan kyk asseblief? Tannie kan ook net vir my WhatsApp. Maar die teks hierso maak dit baie duidelik, selfs as dit 'n bepaling sou wees, is hulle benadering en die uiteindelike uitvloei van dit is nie ideaal nie. So dit is wat die teks hierso baie duidelik maak. Ek sou wel in die lig daarvan, as dit 'n vroeëre bepaling was, ek kan my nou glad nie dit herinner nie, maar dit is moontlik. Sal ek net wonder hoekom hulle nou na Moses toe gaan. In plaas daarvan om te sê, gee ons land wat die Here gesê het, dat hulle nou half die versoek gaan rig. So asseblief as Tannie dit net vir ons kan nagaan, dan sal dit goed wees. Ek kan dit nou nie, off the top of my head, gaan ek nie nou 'n antwoord kan gee nie, want die kans dat ek verkeerd is goed. Wordt het niet later per lot aangewys? Ja, maar as daai inligting iewers is, dan sal mense dit vind by die oorwinning van die konings. So ons sal net dit moet opvolg, dat ons daai net mooi gaan tot rus te kan sit, en as ek dan in die uitleg gefouteer het, dan sal ons dit moet regstel. Zelf uitzoeken die Nee, maar dan, ons kom nou, ja, so die lotgedeelte kom nou binnekort. So dit kom nou binnekort, waar daar in die land volgens groot en klein en alles, dat daar, hulle kon nie self uitsoek in die beloofde land ook nie, nee. En dan is spesifiek die priesters ook aangewys om daardie verdeling met die lot te doen. Maar ons sal dit gaan naspeur en ons sal gaan kyk wat hier gebeur. Maar lang storie kort, uit die teks uit hier is dit baie duidelik dat jy beweeg in 'n al hoe minder ideale situasie, veral in die lig van, en daarvan is ek wel seker, die vroeëre bepalings wat God gegee het, byvoorbeeld vir die gesinslewe, die rol van die man in die gesin, etc. So basies wat vir 'n tydperk hierso geskep word, is vaderlose huisgesinne.
Nou, is nie ideaal nie. So die hele situasie is nie ideaal nie, en dan kom ons nou by die punt, waar Moses in vers 23 sê, as julle nie doen wat julle gesê het nie, as julle nie gaan help om te veg en alles nie, maar as julle nie so doen nie, kyk, dan sondig julle teen die Here, en weet dan dat julle sonde julle sal uitvind. As julle nie doen wat julle gesê het julle gaan doen nie, as julle nie dit doen wat nou hierdie van die begin af nie ideale situasie moontlik maak nie, dan gaan julle sonde uitvind. Met ander woorde, julle gaan 'n prys betaal vir hierdie ding wat julle nou doen. En dan kom die volgende gedeelte, dan sê Moses, bou vir julle stede vir julle kinders en krale vir julle kleinvee en doen wat uit julle mond uitgegaan het. So nou kom hier ook 'n punt waar hulle het iets gesê en nou sê Moses, goed, maar nou moet julle doen wat julle sê. Goed, en dan en doen wat uit julle mond uitgegaan het, toe die kinders van Gad, die kinders van Reuben met Moses gespreek en gesê, u dienaars sal doen soos my Heer beveel het. Ons kinders, ons vrou en vee en al ons lasdiere sal daar in die stede van Gilead bly, maar u dienaars, almal wat vir die oorlog gewapen is, sal voor die aangesig van die Here na die oorlog oortrek, soos my Heer gespreek het. Toe het Moses aangaande hulle aan die priester Eleazar en aan Josua die seun van Nun en aan die familiehoofde uit die stamme van die kinders van Israel bevel gegee, en Moses het aan hulle gesê, as die kinders van Gad en die kinders van Reuben saam met julle deur die Jordaan trek, almal wat vir die oorlog gewapen is, voor die aangesig van die Here en die land voor julle uit onderwerp is, sien daarso die land voor julle uit onderwerp is, nou dit kan 'n rukkie vat, né? Gee dan aan hulle die land Gilead as 'n besitting. So eers as hulle dit gedoen het, gee vir hulle hierdie land wettiglik. Ja, dit is etlike jare as jy logies daaraan dink, en dan sal mense ook sien in die instruksies vir die inneem van die land, dan is daar moenie dadelik almal voor julle uitverdryf dat die land nie 'n wildernis word nie. So die inneem van die land in sy wese en in sy aard is 'n tydsame stadige proses. So hierdie is glad nie 'n ideale situasie nie. Waar wil iets sê? Ja, God, die vrouens wat alleen agterbly, God beloof dat as julle met oorlog gaan tot my naam, dan sal ek sorg dat die agtergeblewenes nie aangeval word. Ja. So dit is 'n belofte daar aan die vrouens. Dit is 'n belofte, maar dan moet mens ook in die lig gaan kyk van hier is dan 'n situasie van ons vat die een belofte, maar ons los die ander belofte. So waar dit ons pas, gaan ons vat wat God sê gaan gebeur, so ons los ons vrouens en ons kinders en alles daar vir 'n lang oorlog. Maar aan die ander kant is ons nie heeltemal tevrede met sy belofte van die beloofde land nie. En met die ander kant, met die hele studie wat ons nou gedoen het, deur hierdie hoofstukke en alles, sien 'n mens dat hulle keer op keer God nie op sy beloftes vat nie. En dat hulle keer op keer in rebellie gaan. Maar nou in hierdie situasie lyk dit vir my is hulle wel bereid om wanneer dit hulle pas, is hulle bereid om te sê, goed, maar God sal sekerlik sorg vir hulle wat agterbly. So dit is so. God hou sy beloftes. God hou sy beloftes, maar die fokus hierso vir my meer is, vat hulle wat hulle wil vat en los hulle die res, en dit lyk vir my so. Dit lyk vir my asof hulle nie die hele dit wat God gesê het hy gaan doen, asof hulle nie alles vat nie, hulle vat en los soos wat dit hulle pas. En dan doen hulle nou die hele ding, en dan kry hulle die land, baie mooi beskrywing van die land, stede, en die hele idee wat hierso gebeur, is dat dit baie in lyn is met wat nou gaan volg in die latere hoofstukke met die verdeling van die land, etc. En dan kom nou die gedeelte waar Manasse ewe skielik ook nou 'n gedeelte kry. So ons weet nie wat daar gebeur het nie, maar duidelik het dit toe nou tot in 'n groot mate lyk my daai impak gehad, dat 'n gedeelte van Manasse gesê het, maar ons soek hiervan. Ons wil dieselfde hê. En dan wys dit dat die gevaar wat Moses teen gewaarsku het, dat ander stamme dalk 'n navolging van hierdie twee stamme dan al wie die tipe van verkeerde denkwyse gaan volg, dat
dat dit dan vir ten minste die helfte van die stam van Manasse dieselfde uiteinde het. Nou is dit baie interessant dat ons ook agter dit, dat ons sien dat God ook wel dan baie lankmoedig is, want hulle doen nou hierdie ding en hy laat dit toe. Hy laat dit toe. Hoekom weet ek heeltemal nie, en ons sal moet gaan kyk met wat Tannie vroeër gesê het, maar be that as it may, die beloofde land is beloof as die beloofde land. En ons gaan sien ook dat met die beskrywing van die grense van die beloofde land, dat dit 'n baie spesifieke area is, wat God dan ook in gedagte gehad het, maar meer as dit dan, ook herhaaldelik in die beskrywings van Moses, van die beloofde land, is dit baie duidelik dat die beloofde land spesifiek is 'n plek wat God al vir baie lank sy oog opgehad het. Ons het al daar gepraat, dat die beloofde land was spesifiek die plek wat God in gedagte gehad het vir sy volk om te gaan bewoon. Dit is iets wat dan vir ons as mense nie 'n baie onbekende ding is nie. Nou, ons almal, ek dink die meeste van ons of ons almal het kinders groot gemaak, en ek kan uit my jong dae kan ek aan voorbeelde dink, waar dit definitief geval is, waar 'n ouer byvoorbeeld vir jou ietsie beplan wat baie goed en mooi is, en dit is werklik genoeg en genoegsaam, maar wat is die eerste ding wat jy kan sê? Ja, maar waar's dit of dat? Of ek soek ook nog dit en dat. En hierdie is vir my tot in 'n groot mate baie dieselfde situasie waar God het werklik hierdie ding vir hulle voorberei, werklik hierdie plan vir hulle in gedagte gehad en dan speel hierdie situasie af. Ja, natuurlik. Jammer, maar jy sê die beloofde land, maar die beloofde land was te klein vir die hele Israel, want dan trek dan juist uit omdat hulle nie genoeg plek gehad het. Nee. Dan trek uit omdat hulle nie oorlog wil maak nie. En hulle is nie tevrede met hulle plek nie, dis juist die skande. Dan gaan soek hulle 'n volk wat hulle vind wat baie vreedsaam lewe, wat nie gewoond is aan oorlog maak nie. En dan daar deurbo, ek dink tegnies buite die grense van die beloofde land, gaan verower hulle daai gedeelte. Okay. Ja, so daar was definitief genoeg plek, maar die groot probleem wat intree op die einde van die dag is die bereidwilligheid om in te neem wat ingeneem moet word. So mens sal ook sien later aan dat daar ontwikkel klagtes by van die stamme. En daar later aan dan as God teen hulle profeteer, dan sal hy sê, maar julle wou nie daai gaan inneem wat julle gedeelte was nie, of die berge was te hoog, of die mense was te kwaai. So God verwyd hulle en hy profeteer teen hulle dan grootendeels ook oor hulle gebrek aan bereidwilligheid om dit in te neem wat hy aan hulle toebedeel het. En dan as ek dit nie mis het nie, is daar op 'n punt ook 'n bietjie debatvoering, dat hulle wil ruil en sulke goedjies wil doen. Maar ons sal later daaroor klarigheid kry. Maar mag ek nog iets sê? Natuurlik dan nie. Maar is Israel nie die enigste land wat God die grense vasgestel het in die Bybel? Nee. Ek het gehoor dis die enigste land waar die grense vasgestel is deur God. Goed, daai sal op twee vlakke loop. So op die een vlak is dit baie duidelik dan hierdie is die duidelikste uiteensetting van fisies geografiese grense. Maar natuurlik in sy almag bepaal God die grondgebied van elke volk in die Bybel. En dan sou mens ook kan sê dat soos wat God hier besig is, ook hou van sulke moeilike vrae, daai klomp het my gisteraand toegegooi onder die, gisteraand kon ek skaars by Openbaring uitkom, hulle het my van die begin af so toegegooi, ek kon amper nie fokus nie. As 'n mens mooi gaan kyk, ekskuus Tannie, ek moet nou net gou my kop vir dit agter mekaar kry, as mens mooi gaan kyk, dan sal 'n mens sien dat soos wat
soos wat God handel met Israel spesifiek vir 'n spesifieke doel, word daar op verskeie plekke elders in die Ou Testament word daar aangedui dat God met ander nasies ook aan die werk is. Hy berei nasies voor sodat hulle sy instrument kan wees om Israel te oordeel. Goed, so as 'n mens, ek dink Jeremia is nogal pertinent in daardie opsig, maar reg deur die Ou Testament sal 'n mens sien in deur die historiese boeke en alles ook dat volke word deur God opgerig met die spesifieke doel dat hierdie is die wapen, hierdie is die volk waarmee ek Israel, my oordeel oor Israel gaan voltrek. Daar's nie 'n per ongeluk is Babylon nou sterk en Babylon per ongeluk gaan neem nou Israel in en voer hulle in ballingskap weg nie. God sê baie duidelik, ek het Babylon, wat is die woord wat baie gebruik word, dis asof hy Babylon skep, hy skape Babylon, hy bring Babylon voort met die spesifieke doel in gedagte, hierdie Babylon gaan my volk in ballingskap voer. En dan is daar altyd die volgende stappie, na dit, en dis 'n baie belangrike stappie wat mens ook net moet raaklees in die Ou Testament, wanneer God 'n volk gebruik om sy volk te oordeel, is die volgende stap altyd dat hy daardie volk oordeel omdat hulle sy volk leed aangedoen het. Ja, maar ek bedoel, dit is nie die spesifiek God se die grense. Ja. So Ja. dat jy by nie 'n ander land kry nie. Ek bedoel, hy gebruik die ander lande. Maar hierdie grens is bepaal. Hierdie grense is bepaal spesifiek met die doel van die beloofde land in gedagte. Ander volke het grense gehad, God het daai grense ook bepaal, maar dit het nie dieselfde funksie en dieselfde doel as die beloofde land wat God op sy gesit het en sy oog opgehad het vir die volk Israel om dan daar te gaan met hom in hulle midde te gaan woon en dat dit dan 'n land is waarheen alle volke, nasies en tale moet toestroom om God te aanbid nie. So ek hoop dit antwoord aan die vraag. So in terme van teologiese funksie, as mens dit nou so kan stel, sal 'n mens kan sê ja, hierdie is die land waarvan God die grense bepaal spesifiek vir die plek waar hy aanbid moet word en wat so moet funksioneer dat dit aanbidding moontlik maak. Goed. Nou kan jy my weer kennis gee. Is dit nie in Salomo se tyd wat die hele gebied werklik aan Israel toegeken is? Dit is 'n baie kort tydjie wat hulle actually die hele area onder beheer het. Hulle kom werklik nooit op die punt waar hulle die hele beloofde land beset en regeer nie. En dit moes eintlik soos dit maklik vir hulle gewees het. Maar wat is elke keer die probleem? Hulle raak bietjie gesaai trek, né? Wat is die twee goed wat altyd die kinders van God saai trek? Hoerery en afgodery. Daar's jou twee goed. Daar's jou moeilikheid. As jy 'n kerk ten gronde wil bring, as jy God se volk ten gronde wil bring, sit hoerery en afgodery in hulle pad en jy gaan hulle vernietig. Dis die einde. Okay, so dit is dan keer op keer en dan in klein beperkte omstandighede dan natuurlik ook dat hulle partykeer bietjie 'n rad voor die oë gedraai word, jy weet. Dit kom in Openbaring nog steeds voor as hulle die 7 gemeentes so aanspreek. Presies, ja. So dit is maar my hoofvoorbeeld van dit altyd. Waarteen word die 7 gemeentes deurlopend gewaarsku? Oppas vir hoerery, oppas vir afgodery. Dis die twee goed waarvoor 'n kerk moet oppas. Absoluut. Altyd. Dis waarvoor jou oë moet oop wees. En natuurlik, sodra mens hoerery in sy volle Bybelse konteks en teologiese betekenis gaan vat, dan is hoerery
'n baie breë konsep en dieselfde met afgoderry is 'n baie breë konsep en die twee is natuurlik maar met mekaar verbind. Hulle is baie naby aan mekaar. Ja. Ek wil nou teruggaan waar jy gesê het dat God die volke gestraf het wat Israel gestraf het. Op 'n ander plek in die Bybel lees ons dat die engel, as het Gabriel wat gesê het, mag God jou so en so straf. Met ander woorde, hy doen eintlik afstand van dat hy dit nou sou sê, of hy dit sou doen, maar hy laat God dit doen, om anders te wees as die heidense volke wat nou Israel gestraf. Ja, julle stuur my Openbaring toe. Goed. Maar dit is eintlik die ontzag vir God se besluit. Absoluut. Dat hy nie hoogmoedig moet wees, want hy sal self ook doen. Absoluut, ja. Verseker so, dis in Openbaring 16. Is een van die plekke waar dit baie sterk na vore kom, Openbaring 16 vers 5 en 6. En ek het die engel van die waters hoor sê, regverdig Here is U wat is en wat was, U die Heilige, omdat U hierdie oordeel uitgevoer het. Want hulle het die bloed van die heiliges en profete vergiet, en U het aan hulle bloed gegee om te drink, want hulle het dit verdien. In die eerste plek sien ons dat hierso waar God se oordeele nou in die vorm van die skale, nou nie te veel oor dit sê nie, maar waar God se oordeel hierso dan sterk na vore kom, dat ons 'n engel het wat die teks dryf 'n mens half tot op die punt waar jy begin sê, hierdie is verskriklik, like, is dit enigstens reg en aanvaarbaar? Is dit, mens moet half daai vraag vra op hierdie punt, want dit gaan regtig rof, en dan sien ons dat die engel sê, regverdig Here is U, wat is en wat was, U die Heilige, omdat U die oordeel uitgevoer het, en dan sê hy, en dan daai laaste, want hulle het dit verdien. Nou het ons een getuie wat sê, God is regverdig in sy oordeel, want die mense het dit verdien. Nou, in Oud-testamentiese wette is een getuie nie genoeg nie. So, wat gebeur volgende? En ek het 'n ander een, sy ander engel, uit die altaar hoor sê, ja, Here God, almagtige, waaragtig en regverdig is U oordeel. Daar is die tweede getuie wat sê, God is besig om reg te doen wanneer hy oordeel. Nie net sy volk nie, maar ook hulle deur wie hy sy volk dan oordeel. Goed, so daar's dan die twee getuies, maar dan daai belangrike punt, en dit sluit aan by Deuteronomium 28 vers 63, want hulle het dit verdien. En dit moet net bietjie by ons insink. So, in die eerste plek het jy dat ja, die volk van God kom in 'n situasie dat hulle verbondsbreuk pleeg, en God, soos wat hy gesê het, oordeel hulle dan regverdig, want hy het hulle gewaarsku en hy het gesê, as jy hulle verbondsbreuk pleeg, dan gaan dit gebeur. So hulle verdien dit. Maar dan ook, die volk deur wie God hulle oordeel, verdien dan ook God se straf. Kyk, so die een is tugtiging en die ander een is straf. En God sê baie keer, omdat jy te wreed was, Ja, die wat Israel moet aanval. ja, so God bly besonder lief vir sy volk. Maar hy duld nie verbondsbreuk nie, hy's regverdig, maar aan die ander kant, soos wat ons ook gelees het, moet ons ook besef dat daar is by, dit is so moeilik om dit, God is nie, met alle respek gesê, soetsappig nie. Hy's nie, wat is die woord? Nee, hy is nie, kan nou nie op die woord kom nie. Hy's nie op 'n manier sentimenteel nie. Verstaan, hy sien nie die persoon aan nie. Sy reg en sy regverdigheid kom eerste. En enigiets wat daarop inbreuk maak, enigiets wat teen dit opgehef word, verdien sy oordeel. En dit moet ons besef, en dit is dan ook daai vers wat
wat ek aan die begin gelees het, dat soos wat dit om vreugde gegee het om hulle te vermeerder en hulle te seën en dit met hulle goed te laat gaan, so gee dit hom ook vreugde om hulle te vernietig. Want God se vreugde is eerstens in homself en sy heiligheid. So, dan moet mens, daai vreugde sien 'n mens dan in die lig van God wat jaloers is vir sy naam. Net daai beginsel, hy is jaloers vir sy eer. En enige iets wat maak dat sy eer bly wat dit is, nie dat sy eer ooit geskend kan word nie, julle verstaan dit. Niks kan God skend nie, hy is onskendbaar. Maar dit wat in terme van die skepping en dit wat hy daar vir die skepping gestel het, dit wat op daardie manier sy eer aantas. Dat hy gesê het, daar's 'n sekere manier waarop dinge moet gebeur, en nou gebeur dit nie so nie. Dit moet uitgesorteer word. En dit gee vir God vreugde, want dinge moet wees soos wat hy dit bepaal het. Dis tog wat wedergeboorte is dit herstel ons weer, dat ons kan lewe met die wet op ons hart en verstand, dat ons as geskapenis kan lewe tot eer van God volgens ons oorspronklike skeppingsdoel. Dis hoekom God ons ook seën, sodat ons kan lewe soos wat ons moet lewe. Goed. Skus? Tot sy eer, sonder iets wat in ons pad is, sonder belemmering, sonder sonde, sonder enige iets wat skeiding maak tussen ons en God. Dis weet hoekom Dawid so versigtig was met sy oorlogvoering. Hy het nou klaar geoorwin, die God het hom klaar die oorwinning gegee, en dan moet hy die volgende oorlog begin, en dan gaan hy eers bid vir God en vra, kan ek gaan? Moet ek gaan? Ja. Jy kan nie doen wat jy sal doen. Dis eintlik die ontzag vir God. Ja, God moet sê, teen wie moet sy leerorde, sy volk hier op aarde, teen wie moet hulle oorlog voer. Daar is ook 'n baie praktiese ding ook in ons eie lewens. Elkeen van ons het talente en gawes, en ons gebruik dit in diens van God, maar ons kan ook in 'n ander lig na ons talente en gawes kyk. Hoe tree ons in oorlog teen dit wat verkeerd is in die wêreld? Party van ons is baie goed met konflik. Laat hulle asseblief die konflik gaan hanteer. Ek is nie een van hulle nie, ek hou nie van konflik nie, al lyk dit nie altyd so nie. Party van ons is baie goed met debatteer, party van ons is baie goed met invloed uitoefen, sonder dat mense agterkom as invloed uitgeoefen. So hoe stry ons teen die bose? Ek het vir 'n tyd lank, het ek probeer om op die internet teen die bose te stry. Debatte en chatrooms, en dit het my grensloos moeg gemaak en baie gefrustreer. Daar's ander ouens wat nie kan ophou met dit nie. Wel, dis hulle manier van oorlog voer. Ek kan nie. Goed, ek het 'n ander manier. Maar so moet ons dan ook gaan kyk, hoe, volgens waarmee jy goed is, hoe kan jy oorlog toe gaan teen die bose in die wêreld? Daar's weer een, soos wat jy in diens van God staan met sekere talente en gawes, op daardie manier engage jy ook dit wat in die wêreld teengestry moet word volgens jou talente en gawes. En waar meestal kom daar baie moeilikheid in, dit is as jy gaan vir konflik, maar jy's nie 'n ou wat konflik kan hanteer nie. So, nou sit jy heeltyd met hierdie ding, konflik, en dit eet jou van binne af op, en jy's dus, omdat jy van binne af opgeëet word, want jy probeer heeltyd iets doen waarvoor jy nie, die persoonlikheid is nie, waarvoor God jou nie aan mekaar gesit het nie, probeer jy nou doen, want iemand het vir jou gesê, ons moet baklei, ons moet stry, maar die ou wat dit gesê het, is 'n bakleier en 'n stryer, en hy kan vandag iemand amper met die vuis slaan en môre skud hy sy hand. Ek is nie daai ou nie. Maar jy kry sulke ouens, dan moet hy dit nou maar doen. Maar verstaan julle wat ek sê? So dit is 'n baie goeie punt en mens kan mooi prakties toepas. Ja, omver. Nee, ek het net die woord ferm gedink, God tref ferm op. En sy volk. Met die woord ferm natuurlijk soek. Ja.
Dit kom altyd terug by ons is nou heeltemal hier op 'n ander ding, julle. Nee, hy het deur al begin. Dis heeltemal fyn. En ek hou daarvan, want dit is op die einde van die dag deel van die teks moet mense laat dink. Maar dit kom altyd, ek het nou nie 'n bord nie, ek het gister nou 'n dingetjie geteken. Dit kom altyd daarop uit dat God is reg. Daar's 'n bord. Ja, maar nou moet almal môre loop almal met sulke skewe nekke. God is reg. Goed, as jy wil weet wat reg is, God is reg. In homself is God reg. Papier op sê hulle dan. Well, okay. Ja, ag nee wat, ek sal sommer so nou, dankie Tannie. God is reg. En voor alle dinge geskape is, was God reg in homself. Ten volle volkome. Ek sê dit nou baie eenvoudig. Nou skape God en dit wat hy geskape het is goed en hy maak alles so dat dit volgens die skepingsdoel kan funksioneer. En wanneer die sonde intree, eerstens met die sondeval van die engele, tweedens met die sondeval van die mens, wanneer die sonde intree, God bly reg. Die sondeval affekteer God glad nie. Hy is buite die skepping kan hom nie aantas nie, hy is God. Maar binne hierdie geskape orde wat God hier gestel het, bring die sonde dan en die dood, bring dinge in binne hierdie orde wat dan die doel waarmee God hierdie geskape het, dan maak dat dit nie reg funksioneer nie. Maar die mees basiese riglyn wat God dan aan die mens gee, om reg te kan lewe in lyn met God is die 10 gebooie. As die mens reg wil lewe, tot eer van God, dan gehoorsaam jy die 10 gebooie. En as mens mooi die sondeval gaan ontleed, dan word elkeen van die gebooie gebreek. In die daad van die sondeval. Al 10 gebooie is al reeds voor die sondeval implisiet teenwoordig. Ek het jare terug by VGK Pretoria vir die jong klompe praatjie oor dit gedoen. Ek het dit op 'n dokument iewers, ek kan dit vir julle versprei, as ek dit vind. Maar nou dis die riglyn. As jy as mens binne die kosmos, dit wat God geskape het, as sy prototempel, as sy eerste tempel, as jy binne die hele konteks van God se skepping tot eer van God wil lewe as hoof van die skepping, dan het jy die 10 gebooie as riglyn. Die sonde kom breek dit. En soos wat mense in Deuteronomium sien, en alreeds in hierdie hoofstukke sien, die 10 gebooie in 'n praktiese uitlewings hoedanigheid strek verskriklik ver. So strek die gebrek aan gehoorsaamheid aan die 10 gebooie ook verskriklik ver. En soos wat die 10 gebooie jou nader bring aan jou oorspronklike skepingsdoel, so bring 'n gebrek aan gehoorsaamheid aan die 10 gebooie vat jou verder weg van jou oorspronklike skepingsdoel af. So, dit is dan wat die evangelie tot in 'n groot mate is, dis bevryding. Want as jy wedergebore word, dan word die wet op jou hart en verstand geskryf. Dit beteken jy lewe weer in lyn met hoe dit is om gehoorsaam aan God te lewe in die konteks van die skepping, volgens waarvoor hy jou oorspronklik gemaak het. Dit is tot in 'n groot mate wat die volk in die beloofde land moes gaan doen. En dan sou hulle 'n lig in die nasies gewees het, en dis wat ek aan die begin gesê het, dit is so mooi, as mens begin sien hoe die praktiese uitlewing van die wet van God, dan sou gelyk het in 'n samelewing. Dit is idyllies, dit is verskriklik mooi. Nou, ek sê vir Caroline, dit sou nogal 'n verskil gemaak het. Ek weet nie of ek het laas vir julle gesê het, maar dit sou nogal 'n verskil gemaak het, as jy seuns groot maak, en jy kan vir hulle sê, ek sien jy luister nie vir ons nie. Jy doen net wat jy wil. En hy word bietjie ouer, en hy word 'n deurbringer. En hy mors alles wat hy kry, en hy mors alles wat hy het, en hy mors alles wat jy het, en hy's 'n syplap.
En jy kan vir hom sê, as jy nie gaan stop hiermee nie, gaan ek jou priesters toe vat, en jy gaan soos Pietie laasweek, buite die laar met klippe doodgegooi word. Want jy hoort nie in hierdie volk nie. Imagine as jy dit vir seuns kon sê, dit is nogal, nou as jy nou seentjies groot maak, en ek was al 'n seentjie, ek dink, my pa sou daai nogal baie by baat gevind het, as hy vir my kon sê, soos, hoorie, kry jouself agter mekaar. Maar dink net aan daai voorbeeld, né? Daar's 'n ou met klippe buite die laar doodgegooi, en jong mans wat hulle self nie gedra nie, dit is jou uiteinde. As jy aanhou om nie te luister nie. Daar's nie 'n groot hofsaak of iets nie. Die ouers vat hom na die priesters toe, die afleiding is, hy is op daai punt al bekend vir wat hy doen, en sorry, is verby met jou. Klaar. Of jy eersgeborene is, of jy die jongste is, of wat ook al. Nou, dit is nogal op 'n manier idyllies, want die hele samelewing word beskerm van leegleers, syplappe en dwaase in manlike vorm. Hoekom lyk die wêreld vandag soos hy lyk? Dis maar basies wat ons met sit grootendeels. Ok, en dan het die klomp nou nog toegang tot basies bodemlose putte van resources, maar in elk geval. So nou het jy daai herstel wat die 10 gebooie bring. Ok, so wat sien ons nou in die wêreld? Nou die laaste punt, en dan kan julle nou hierdie hoofstuk self verder gaan lees. Nou, waar is ons nou in die wêreld? En dit kom nou weer terug by daai die hele Olympic opening en al die ontsteltenis wat daarmee saamgaan. Ek en Caroline was Saterdag, Vrydag was ons in Johannesburg by 100% Design. So 100% Design is nou waar baie ontwerpers en mense hulle goeders nou tentoonstel en al stalletjies en alles. En ek het dit nou, ons was daar gewees 2 dae nadat ek nou met 'n groep gepraat het oor die Olympic opening en wat. En toe sê ek vir Caroline, maar kyk om ons. Jy weet, daar's 'n ou gewees wat die lyf het soos 'n vrou gelyk, die klere was vroulik, die gesig was vroulik, maar daar was 'n pragtige, mooi geknipte bokbaardjie op die kin. Toe sê ek vir Caroline, jy weet, as ons nou outraged wil wees, dan moes ons al lankal outraged gewees het. Want daai man en baie ander wat daar was, en Caroline sê altyd, ons is gewoond aan baie weird mense, want ons albei is nou maar in die kunste en die goed. So as ons op die punt kom waar ons gaan soos, dan is dit nogal iets. Maar toe sê ek vir Caroline, daai is so ver ontmens, as mense dit so kan stel. Daai is so ver weg van die oorspronklike bedoeling wat God vir 'n man het. En wat God vir 'n mens het. En dit is die tragedie. En dit is orals om ons. Gaan maak bietjie jou oë oop, selfs in Checkers. En daai ontmensing is nou bietjie in ons milieu baie blaatant sigbaar in goeie soos die LGBTQ alfabet kommissie en dit. Verstaan? Dis nou vir ons baie relevant. Maar dis ontmensing. Op sy mees basiese vlak, byvoorbeeld omdat hulle nie kan voortplant nie. Homoseksualisme is ontmensing, want hulle kan nie voortplant nie. So, waar gaan die duiwel aanval op al die plekke wat God oorspronklik die mens voorgeskaap het? Voortplanting, kultuuropdrag, bewoon, bewerk, bewaak, die huwelik, grootmaak van kinders, vermeerdering oor die aarde, gaan maak hy lys. Dis waar die rusbeginsel, die werkbeginsel. Gaan kyk bietjie hoe twisted is dit nou in die wêreld. So dis waar die duiwel gaan aanval. Maar as jy nou gaan kyk na radikale Islam, dan gaan jy sien dit is ook ontmensing. Gaan kyk wat gebeur in Afghanistan, waar dit op die punt trek waar enige man in die straat basies kan besluit 'n vrou het 'n reël oortree en hy kan vir haar 'n pak slaag gee in die publiek. Wel, goed vir die vrouens, nee, dit is nou wat 'n vrou, dit is nie. Want in die Bybel lees ons dat God ag vrouens so belangrik, dat as jy getroud is, in Israel moes jy nie oorlog toe gaan nie, want die man moet sy vrou gelukkig maak. Nou sit jy met Islam, en as jy so deur die lys van al die anti-christelike manifesterings in die wêreld gaan, Boeddhisme, Hindoeïsme, Islam, LGBTQ alfabet, wat ook al, enige van daai goed, dan gaan jy as die kern daarvan sien, dat
dit is 'n wegbeweeg van die 10 gebooie af en die uiteinde daarvan is dat jy al hoe meer ontmens word. Jou vermoë om as na die beeld van God geskape mens te kan funksioneer in die skepping wat God daar gestel het sodat jy hom kan dien, word al hoe minder en minder en minder. Okay. Terug by hierso, die volk moet in die beloofde land ingaan, want dit is die plek waar hulle optimaal God kan dien. Dit is die plek. Dis die plek wat God daar gestel het. En van daai plek af beweeg hulle dan uit in die wêreld. Moes hulle. Hoekom? Hebreërs 10 vers 25 moet ons mekaar aanmoedig en vermaan om in die eredienste te wees, want dit is die plek waar jy optimaal kan funksioneer volgens jou oorspronklike skepingsdoel. Jy wandel met God in die erediens. En onthou daai wandel het die implikasie van stap en gesels. Hoekom het ons 'n liturgie? God praat, ons praat. God praat, ons praat. Dis soos 'n wandeling waar ons gesels. Okay, soos in die tuin van Eden moes gebeur het, soos toe God die mens gesoek het in die aandwentjie. Okay, so dis hoekom ons die kerk moet wees, want dit is wat ons inlei in die nuwe hemel en die nuwe aarde. Okay, so dit is baie relevant. So as mens dan gaan kyk, nou het ons weer eens een hoofstuk gedoen, as mens gaan kyk na die hele kwessie van daai volke wat buite die grense van die beloofde land wou gaan funksioneer, dan kan 'n mens sien hoekom Moses sê, waarmee is julle besig? Julle is besig met gedrag wat die ander volke kan verlei, dat hulle nie volgens hulle optimale funksionering in diens van God kan staan nie. Okay. So, soos ek aan die begin gesê het, as mens hom vinnig deurlees, dan sit 'n baie onskuldige hoofstuk en dis 'n stukkie geskiedenis. Sodra mens die implikasie daarvan begin deurdink, dan kom jy agter, o gats, hier's moeilikheid, oppas, die kerk is op die punt, die lig van die wêreld, hulle wat die lig van die wêreld in die beloofde land moet gaan wees, is op die punt om op 'n einde te loop, want hulle is terug by Numeri 13 en 14, en Moses moet 'n stokkie daarvoor steek, en hulle moet hulle self gedra, en in lyn kom. Maar aan die ander kant sien die mense hoe God dit dan wel toelaat, en hoe dit dan ook uitwerk op die einde van die dag, en glad nie uitwerk nie. Maar daaroor kan julle maar self gaan dink. Dankie julle, so volgende keer is dan die volgende hoofstuk. Okay. Goed, kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie vir u genade, dat u ons nie net die opdrag gee om u te dien en 'n lig in die wêreld te wees nie, maar dat u ons die volledige omstandigheid en situasie en al die middele gee wat ons nodig het om dit te kan wees. Gee dat ons onsself ook daar sal vind waar u ons roep, dat ons ook sal weet dat u vir ons as Nuwe Testamentiese kerk die erediens bepaal het as die beginpunt van ons godsdiens, ons diens aan u. Baie dankie dat u ons ook in en deur wedergeboorte en dit wat u vir die kerk vandag bepaal het, die vermoë gee om nie net u te kan dien nie, maar ook ons opdragte wat u vir ons gee te kan uitvoer. Gee dat ons ook sal bly by die grense wat u gestel het, en dat ons nie sal verval daarin dat ons dink dat ons beter weet of beter kan doen, en dat ons nie sal buite u grense wil beweeg nie. Gee dat ons waarlik ook 'n lig in die wêreld sal wees, dat ons sout sal wees en dat baie tot geloof sal kom, en dat nadat ons uitgegaan het na die nasies en die mense om ons toe, dat hulle sal inkom na die plek van erediens toe, dat ons ook sal kan sien hoe u kerk groei, sodat u koninkryk kan kom. Gee dat ons gereed sal wees vir die koms van die koninkryk. Dankie vir die belofte van 'n ewigheid by u, dat ons mag uitsien na 'n nuwe aarde en na die nuwe Jerusalem, 'n plek waar ons u sal kan dien sonder dat daar enige belemmernis is. Gee dat ons ook hierdie dag verder sal deurgaan tot eer van u naam, en ons is dankbaar vir die verlossing wat u bewerk het in ons Here Jesus Christus, en dat ons alreeds in hom die ewige rus kon ingaan. Ons bid en dank hierdie dinge in sy naam alleen. Amen. Dankie julle, dan sien ons mekaar oor 2 weke.